Hallo almal, my naam is Annelet Slazes en vandag gesels ons so 'n bietjie hoe om 'n kategese ontmoeting voor te berei en aan te bied. Nou 'n kategese ontmoeting is iets wat bietjie geskryf is op 'n stuk papier, maar in jou voorbereiding kan mens wat ook al op hierdie papier staan so omskep en aanbied dat dit eintlik iets kreatiefs is. 'n doodeenvoudige, vervelige ontmoeting op 'n papier kan met die regte voorbereiding omskep word in iets wat ons verbeelding laat strek, iets wat ons nuwe taal gee, iets wat jouself en die groep ietsie van God ontdek wat julle dalk nie voorheen besef het of beleef het nie. So wat doen ons met ons papiere elke Sondag? Hoe kan ons 'n doodgewone ontmoeting omskep, verander, aanpas? Iets wat eintlik bietjie generies half is, aanpas dat dit by ons groep pas. By die individue wat in ons groep is pas, by hulle voorkeure en die stadiums van hulle lewe is pas. Hoe kan ons dit vorm, vou en vernuwe? Om ietsie te sê wat uniek is vir ons mense. Die realiteit is dat almal nie van vooraf 'n kategese ontmoeting kan skryf nie, maar wat reeds op die papier is, kan ons aanpas. En dit kan ons op 'n wonderlike reis vat. 'n Reis waarmee ons saam met God en ander reis. So, wat kan ons doen? Oor die algemeen moet daar so al 4 bene in 'n kategese ontmoeting wees. Die kennisdeel, kennis waar ons die teks ontmoet, waar so half bietjie multidimensioneel met die teks werk, verskillende bronne kry, dalk bietjie iets vandag wys op die internet oor die teks, verskillende Bybelvertalings lees, vergelykings, dalk doen ons vandag die teks in debatte of ons beeld dit uit deur 'n opvoering of meer agtergrond inligting te gee, verskillende metodes om die teks, die kennis oor te dra. Dan die ander belangrike aspek is om verhoudings te bou by 'n kategese ontmoeting. Ysbrekers, speletjies, ken mekaar, hoogte, laagtepunte, saamgesels, persoonlike ervarings te deel. Dan is daar 'n aksie, so half 'n toepassing. Iets moet ons gaan doen. Hierdie teks moet ons in beweging bring. En ons moet so half iets leer wat ons kan gaan wys aan die wêreld in hierdie teks. En dan die laaste deel, aanbidding. Om kreatief te dink oor hoe aanbid ons God. Verskillende maniere, gebede, saamluister van musiek, gebede luister, dalk sing selfs. In stilte te reflekteer, simbole te gebruik, sulke verskillende dinge. Nou, al hierdie 4 bene, hierdie 4 komponente moet in 'n kategese ontmoeting plaasvind. Maar hoe kan verskillend en kreatief wees elke week? En dit is baie belangrik dat ons al 4 hierdie dinge laat gebeur in elke ontmoeting, want verskillende persoonlikhede vind aanklank by verskillende dinge. Dis hoekom dit ook belangrik is om dinge te doen wat nie noodwendig vir jou persoonlik lekker is nie, want dit is dalk vir iemand anders in jou groepie lekker en belangrik. Hier is om 'n paar praktiese wenke van dinge, volgordes wat ons kan doen. Die eerste ding wat ons moet doen in 'n kategese ontmoeting is omgee. 'n Verhoudingsbou gaan meer oor as om net te sê, hoe gaan dit? Doen ysbrekers, speletjies of vragies, laat mense hulle hoogte en laagtepunte van die week deel, dalk 'n soet, iets lekkers wat gebeur het en 'n suur, iets slegs wat gebeur het, ken mekaar vra, terugvoering van wat dalk die afgelope week gebeur het as dit kan bou op die vorige week se ontmoeting. Dan 'n lekker aanknoping. Hierdie verhoudingsbou moet nou aangeknoop word by die teks. Iets wat die groep se aandag gryp, iets wat so half catchy en wow is, sodat hulle verder kan dink oor die tema en die teks. Dalk is dit 'n speletjie, dalk is dit 'n storie, dalk is dit 'n simbool wat hulle dan nou van verhouding bou intrek tot by die teks. Dalk is julle 'n gemeente wat sterk fokus op erediensbywoning van die jong klomp en ook dalk dieselfde teks en tema in julle ontmoeting gebruik as wat julle in die erediens gebruik het. Dan kan jy die groep aanmoedig om notas te maak tydens die erediens en 'n paar vragies te beantwoord. Met ander woorde, goeie soos deel wat God vir jou gesê het in die erediens vandag. Waaroor was die preek? Wat het vir jou uitgestaan?
Wat 'n storie of getuienis het tot jou gespreek? Watter vrae het dalk by jou opgekom? Hoe het jy vir God ontmoet? Dan as mens beweeg het van wat jy dalk in die erediens gehoor het, beweeg ons na 'n toepassing van die inhoud, waar ons weer eens die teks lees en bespreek. Onthou om die groter gedeelte van die teksgedeelte ook in gedagte te hou en nie net te fokus op 'n paar versies nie, maar ook so 'n bietjie meer te gee oor die geskiedenis of konteks en dan te gaan op toepassingsvrae. Vrae soos: hoe leef 'n mens hierdie teks uit? Met watter karakter assosieer jy? Wat is vreemd vir jou in die verhaal? Kan jy dink aan 'n situasie? Byvoorbeeld, waar jy iets uit hierdie teks kan gebruik of waar jy iets beleef het wat hierdie teks van op toepassing is. Wat sê God vir jou? Hoe beïnvloed hierdie teks jou gedagtes en jou persepsie? En watse uitdagings kry ons in hierdie teks? So, delf sommer net dieper in die teks. Geen antwoorde, geen leer, geen doel. Ons ontdek net die teks saam. Dalk is daar teenstrydighede in die teks, dalk is daar sommer net klomp dinge wat ons nie verstaan nie. Wanneer ons klaar in die teks ontdek het en dieper gedelf het, som op, kry 'n neutedop opsomming van die kerngedagte van die tema en die teks, die so what oomblik. Ons het nou hierdie gedoen, so what. As die tyde toelaat, kan julle so bietjie ekstra dinge doen oor terugvoering te kry wat mense deur die week raak gelees het, ietsie spesifieks voorberei wat hulle gaan herinner die toekomstige week aan wat om te doen, en sommer net om saam te dink oor wat is ons doel as groep die week vorentoe. Daar moet ook altyd tyd wees vir refleksie, bietjie tyd vir introspeksie waar tieners veral hulle gedagtes kan neerpen, dat dit sommer net 'n woordswart in is nie, maar dat ons regtig kan dink oor wat hoor ons, en dit kan neerskryf wat hoor ons. Sluit af dalk met iets kreatiefs elke week, bietjie iets anders. Hierdie week is daar dalk 'n toepaslike videogreep, ander week is daar dalk weer 'n simbool wat mens kan gebruik. En sluit af met gebed. Gebed is nie 'n statiese of meganiese ding nie, dit is 'n gesprek met ons lewende Here, en hou dit interessant deur verskillende forme van gebed te doen. Popcorn gebede, gebede waar twee saam bid, dalk deel ons gebedsversoeke, speel 'n lied waarna daar geluister kan word, stil gebed, steek 'n kers aan, blaai dalk deur 'n koerant en lees die opskrifte en kyk waarvoor jy kan bid. Hou dit interessant, hou dit vars en kyk wat niets kan jy doen om by die tema en teks te pas. En wanneer ons klaar is met ons ontmoeting, is daar nog 'n baie belangrike deel, opvolg. Volg dadelik die persone op wat nie daardie week daar was nie, vanuit 'n plek van omgee en liefde. Ons het jou gemis in die groep, waar was jy? Dis vir ons lekker as jy by ons ook is, want ons is besig om deurlopend verhoudings te bou. Daar is 'n gesegde wat sê, ons is maar almal in dieselfde bootjie, maar as ons mooi daaroor gaan dink, is dit nou nie so waar nie. Met COVID het daar so half 'n verbuiging op hierdie gesegde gekom en gesê, ons mag dalk almal in dieselfde storm wees, maar ons is nie in dieselfde bootjie nie. Elke persoon se persoonlikheid en omstandighede lyk anders, en hoe ons dinge beleef, die lewe beleef, die ding beleef wat ons geloof noem, is anders. Is verskillend, maar saam is ons op reis. Mag ons die jong mense in ons groepies so bemagtig, dat hulle in hulle eie bootjies, dis met hulle eie persoonlike en unieke manier, hierdie reis saam aanpak. Ter afsluiting, gebruik gerus die meegaande hulpbronne om verder te gesels.